that's been born again, part of the family, whose love knows no end. For Jesus has saved us and made us His own. Now we're part of the family that's on its way home. We're part of the family that's been born again, part of the family whose love knows no end. For Jesus has saved us and made us His own. Now we're part of the family that's on its way home. Goeiemôre. Wat 'n voorreg om weer saam met u vanmôre te wees. Ek wil graag saam met u lees uit Spreuke 4 vanaf die 20ste versie. My seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Met ander woorde, dit wat Salomo hier sê, is die versoek, my seun, slaan ag, my dogter, slaan ag op dit wat ek nou vir jou gaan sê. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Met ander woorde, dit wat hy gaan spreek, moet hy bewaar en bewaak. Want dit is van onskatbare waarde. Dit gaan sy lewe beïnvloed. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, sê vers 23. Want daarin is die oorspronge van die lewe. Ek wil dan graag met u gesels rondom hierdie gedagte, 'n hartkonstruksie. Nou ons kan die volgende vir mekaar sê. Die hart is seer sekerlik die masjienkamer of die motorkamer van die menslike liggaam. Dit is verantwoordelik vir bloedtoevoer na die hele liggaam. Baie belangrike orgaan. Sonder hierdie orgaan kan die liggaam nie funksioneer nie. Die fisiese toestand van die hart beïnvloed dus die hele liggaam. Ja, die kwaliteit van jou lewe. So beïnvloed die toestand van jou hart, geestelik gesproke, ook die kwaliteit van jou lewe. Nou, dit wat in die hart aangaan, bepaal die mens se eindbestemming. Dit is hoekom die Here Jesus dan ook die volgende vir ons sê. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Hoekom sê die woord dit? Want jy sien, as daar 'n probleem is met die hart en in sy wese is die hart korrup. Daarom sê Jeremia 17:9 vir ons, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ons het van nature 'n probleem met ons geestelike hart. Die Bybel sê vir ons, dit is verdorwe, dit is bedrieglik. Dit is geestelik siek. Daarom is 'n geestelike hartoorplanting, rekonstruksie nodig. Jy sê, ons kan so vasgevang word
in godsdiens, dat ons vergeet van dit wat werklik belangrik is, en dit is naamlik 'n verhouding met God se woord, met God die Vader, met die Heilige Gees, met Jesus Christus. Nou hoor wat sê die woord van die Here vir ons, terwyl die Here met Moses en die volk praat, rakende die volk, daar in Deuteronomium 5:29. Hoor wat sê, ag, as hulle maar so 'n hart gehad het om my te vrees, met ander woorde, om my te dien, en al my gebooie altyd te onderhou, dit spreek van gehoorsaamheid, dat dit met hulle en hulle kinders vir ewig goed kan gaan. As die hart gesond is, geestelik gesproke, as daar verhouding is, kan dit met jou en jou gesin goed gaan, sê die Here. Dit is hier waar ons geestelike besluite moet neem. Dit is vanuit ons harte, dat ons God se liefde, genade aan ander moet openbaar. Maar nou is die hart egter korrup, geestelik siek. Spreuke 27:19. Soos in die water aangesig teenoor aangesig is, so is die hart van die mens teenoor die mens. Wat beteken dit? Soos jy jou eie gesig sien as jy in die water kyk. Met ander woorde, die water dien hier as 'n spieël. Daar is 'n weerkaatsing as jy in die water kyk. So sien jy jouself in wat jy dink. Die hart reflekteer die persoon wie jy werklik is. Dit is hier vanuit die binneste uit, sê die woord van die Here, spreek die mond. Dit is geestelik hier waar ons besluite moet neem oor wat ons gaan doen, wat ons gaan sê, hoe ons gaan leef. Dawid besef dat sy geestelike welstand afhang van die toestand van sy hart. Daarom bid hy in Psalm 139:23 en ons het hierdie afgelope ruk baie daaroor gepraat, wanneer hy dan sê, Here, deurgrond my o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes. Psalm 51:12, skep vir my 'n rein hart o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Vernuwe my gees, sodat ek standvastig kan wees. Sien die probleem lê hierin opgesluit, dat ons harte ons kan mislei. Dawid besef dit. Hy kan nie vir homself 'n nuwe hart gee nie, slegs die Here kan. Dan vind ek die volgende raad in die woord van die Here. Psalm 119 vers 11 sê Dawid, Here, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Wil jy 'n gesonde hart hê? Wil jy 'n gesonde lewe, 'n gelukkige lewe hê? Vriend, dan moet jy in 'n verhouding kom met God se woord, met Jesus Christus, met die Heilige Gees. Jy moet sy woord in jou hart bære en bewaak. En daarvolgens lewe, sodat dit met jou en jou gesin goed kan gaan. Die gevaar lê hierin, dat ons kan 'n onverskillige hart hê. Waarvan spreek 'n onverskillige hart? 'n gebrek aan belangstelling. En weet jy, 'n onverskillige hart, dis 'n proses waardeur ons gaan. So geleidelik raak ons onbetrokke in die werk van die Here. Ons raak onbetrokke in ons gebedslewe, in die bestudering van God se woord. En so geleidelik raak ons onverskillig teenoor dit wat die Here vir ons leer. Ek wil dit vergelyk met die geblaf van jou buurman se hond. Elke aand blaf hierdie hond. Skynbaar is hierdie hond se geblaf irriterend slegs vir die bure. Die eienaar hoor dit nie, want hy het gewoond geraak aan die geblaf. Ek sien, so maklik kan sonde ons lewe infiltreer, en voordat ons kon kry, raak ons gewoond aan die geblaf.
en dit beïnvloed ons lewens. Die kwaliteit, ons geluk. Tweedens, is dit so maklik om 'n ongesonde hart te hê in die opsig van om voortdurend te loop en kla en te murmureer. Om negatief ingestel te wees. Om net te praat oor dit wat negatief is. Jy raak depressief. Nou sê Filippense 2:14, skryf Paulus. Hy sê, doen alles sonder murmurering en teespraak. Vriend, om te kla en te murmureer, los nêrens probleme op nie. Dit verander nie jou omstandighede nie, en dit verander ook nie jou hart nie. Al wat dit doen, dit beïnvloed jou optrede, jou spraak, en die kwaliteit van jou lewe negatief. Derdens, 'n hardkoppige hart is ook 'n siek hart. Hardkoppigheid spreek van daardie feit van om vasberade te wees, om te weier om te verander. Ek wil my sin hê, ten alle koste. Ek wil nie verander nie. Ten spyte van die feit dat daar goeie rede is om wel te verander. Die eie ek is op die voorgrond. Ek gaan nie toelaat dat ander vir my sê wat ek moet doen en hoe ek moet lewe nie. Selfs nie God nie. Dit spreek van 'n siek hart, 'n hart wat jou mislei. Dawid kom Psalm 81:12, pen hy die volgende neer. Maar my volk het aan my stem nie geluister nie, sê die Here. Israel wou niks met my te doen hê nie. Nou moet jy mooi hoor wat sê vers 13. Daarom het ek hulle laat begaan in hulle koppigheid, en hulle het hulle eie sin en wil gevolg. Met ander woorde, die Here bereik 'n punt wat hy sê, goed, jy wil nie luister nie. Jy wil nie hoor wat ek vir jou sê nie. Jy sien nie my goedheid en my guns raak in jou lewe nie. Nou goed, ek gaan so 'n bietjie terugstaan. Volg jou eie kop en kyk wat gaan die einde daarvan wees. Nou, u kan gerus die hele Psalm verder gaan lees. Ons kan die hart vergelyk met 'n GPS. Dit wat jy intik, daardie adres, is waarheen die GPS jou gaan neem. Vriend, as jy nie in 'n verhouding met die Here staan nie, is jy besig om 'n verkeerde adres in te tik. Jy gaan jou spoedig bevind op 'n weg van verdriet, van smart en van pyn. Wil jy nie maar die hemelse adres intik nie? Wil jy nie maar intik en sê, Here, my alles vir U nie. Vader, ek wil U ken in al my weë. Salomo sê, bewaak jou hart. Maak seker dat dit gesond is. Maak seker dat die bloedtoevoer na jou hele liggaam deurwerk. Want jy sien, as jou hart verkeerd is, verkeerde lewensingesteldheid is, gaan dit nie net vir jou beïnvloed nie, maar ook diegene rondom jou. Sit die regte adres in. Ek wil afsluit. Paulus kom en hy skryf daarin, Filippense 4:6. Wees oor niks besorg nie. Ja, dit spreek vir my van 'n gesonde hart. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles. Dit spreek van 'n verhouding met die Here. Indien vrees sy verskyning maak, bekommernis sy verskyning maak, weet ek wat om daarmee te doen. Kom, ek stel dit anderste. As jy tandpyn het, sit die tandarts se adres op jou GPS in. As jy 'n geestelike behoefte het, sit die Here se adres in. Neem jou sorge en jou bekommernis na die Here toe. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word
by God. En dan sê hy hierdie wonderlike woorde. Hy sê, en die vrede van God. Watter vrede? Die vrede wat die mens gee? Nee. Die vrede van God wat die menslike verstand te bowe gaan. Jy kan dit nie beredeneer nie, maar dis daar, want dit kom van die Here af. Sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dit sal spreek van 'n gesonde hart. Ag, ek wil jou uitnooi in hierdie dag en hierdie oggenduur om jou hart en jou lewe onvoorwaardelik oor te gee aan die groot hartspesialis, naamlik Jesus Christus, sodat hy deur sy woord en deur sy kosbare gees 'n rekonstruksie in jou hart sal doen, sodat jy sal hoor wat die Here vir jou sê, sodat jy sal doen wat hy vir jou sê en leer. 'n Gehoorsame hart, 'n gewillige hart, 'n diensbare hart, 'n hart van vreugde en vrede. Hoekom? Omdat jy die Here ken. Die gebed van my hart is dat God se vrede en God se liefde, sy voorsienigheid, sy wysheid, sy almag in jou lewe geopenbaar sal word. Dat dit sal deurvloei na ander, soos wat die hart pomp met bloed na jou hand en jou voet en, dat dit sommer nie sal deurwerk na andere. Die liefde en die genade van Jesus Christus deur jou geopenbaar sal word en sal vloei, omdat jy 'n gesonde geestelike hart het. Kom ons bid saam. Vader van ons Heer Jesus Christus, dankie dat U ons liefhet. Dankie dat ons kosbaar vir U is, maar ons wil ook sê, U is kosbaar ook vir ons. Skenk in ons die genade, Here, om ons harte te bewaak en te bewaar, want daarin sê U woord, is die oorsprong van die lewe, dit wat saak maak. Here, rig U genadiglik ons voetstappe deur U woord en deur U Heilige Gees, en help ons om U gewilliglik te volg. Dit bid ek in Jesus lieflike naam. Amen. Vrede vir jou. Jy moet mooi loop. En onthou, die Here het jou lief. Will you walk with me through the darkest night when my world goes wrong? Will you make it right? Will you guide my lips in all I say? Will you walk with me every day? When I'm tired and weak, will you make me strong when my mind's confused and all hope is gone? Will you take my hand? Will you lead the way, dear Lord? Will you walk with me today? Will you walk with me and ease my pain? Will you walk with me? Give me hope once again when my eyes grow dim. Will you let me see, dear Lord? Will you walk with me? If my friends should go when there's no one there, if I call your name in my dark despair, will you come to me? Will you ease my pain, dear Lord? Will you walk with me again? Help me find the strength just